Goeiedag graad 12's, my naam is Lizaan de Tooy. Welkom by vandag se lewenswetenskappe les. Hierdie les word aan u gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Dit is weer daai tyd van die jaar waar ons in eksamenhersiening ingaan en ons begin dan vandag met ons subonderwerpe van DNA, RNA, sowel as 'n bietjie hersiening van meiose. Eerstens gaan ons net eers kyk hoe jou vraestel vir hierdie termyn uitgelê gaan word. Soos jy kan sien, is die onderwerpe wat gedek gaan word DNA-kode van lewe, meiose, voorplanting in gewerveldes as ook menslike voorplanting. Ons gaan ook genetika en oorerwing na kyk en dan reaksies op die omgewing van mense. In die heel regterkantste kolom kan jy presies sien hoeveel punte elkeen van hierdie hoofstukke vir die vraestel gaan tel. Die struktuur van die vraestel is dan as volg. Jou vraestel is 'n totaal van 150 punte en jy het 2,5 ure om hom te voltooi. Afdeling A vragies is gewoonlik ons multikeuse, kort antwoorde, terminologie vrae en gewoonlik is daar 1.4 of 1.5 wat ook kort antwoorde is. Hierdie afdeling tel dan 50 punte. As ons aangaan na afdeling B toe, het ons 'n verskeidenheid tipe vrae waaruit vraag 2 en vraag 3 saamgestel is. Afdeling B tel dan saam 100 punte wat vir jou totaal van 150 gee. Nou asseblief wanneer jy voorberei dat jou vraag 3 vraag gewoonlik jou interpretasie en analise vraag is, jou vlak D en C vraag. Die hulpbronne wat jy kan gebruik en wat jy asseblief moet van gebruik maak, is jou DWE studiegidse of jou stipmateriaal as jy van daai het. Dan ook ou vraestelle. Ou vraestelle is my beste vriend en hy moet jou nou ook word. Gebruik ook die nasienriglyne vir daai vraestelle sodat jy presies kan sien waar die punte aangedui is vir die spesifieke vraag. Die webtuistes education.gov.za sowel as pocketschool.co.za is ook tot jou beskikking vir hordes hulpbronne. Baie belangrik jou eksamenriglyne wat presies uiteensit wat jy van elke hoofstuk moet weet. Hier kan jy dan ook nou afmerk vir jouself wanneer jy voorberei, wat jy reeds weet en wat nog voorlê. Laastens, jou onderwysernotas en aktiwiteite wat jy in die klaskamer gedoen het. Goed, aan die einde van hierdie les wil ons dan graag hê jy moet die volgende kan doen. Jy kan onderskei tussen DNA en RNA. Jy moet die ligging, struktuur en funksie van beide DNA en RNA kan beskryf. Die proses van proteïensintese, baie belangrik, van voor tot agter, transkripsie, translasie. Jy moet ook die verskillende mutasies van wat plaasvind op DNA en RNA kan beskryf, as ook die nagevolg wat dit kan hê op die vorming van proteïene. En dan laastens gaan ons loer na meiose en die gevolge van nie-disjunksie. Goedjies wat jy moet onthou wanneer jy voorberei vir hierdie DNA-hersiening. Eerstens, kyk na die geskiedenis van die ontdekking van die DNA-molekule wat gedoen is deur Watson en Crick, sowel as Franklin en Wilkins. Die strukturele verskille tussen DNA en RNA, hier praat ons nou van verskillende stikstofbasisse, dubbel, enkelstring. Dan die verskille tussen DNA, mRNA en tRNA. Volgende gaan jy kan differensieer tussen DNA-replisering en proteïensintese. Ons gaan ook transkripsie en translasie deurgaan en soos jy kan sien, baie belangrik. DNA-profilering is gewoonlik 'n uitvangvraag, omdat dit moeilik is om te interpreteer. So let asseblief baie op wanneer jy hierdie studeer. En dan laastens vaderskaptoetse wat beide ouers insluit om die ouerskap van 'n kind te bepaal. Ook die gebruik en interpretasie van DNA-profilering wanneer dit kom by misdade en die oplos daarvan. Goed, kom ons gaan kyk na DNA en RNA. Ek wil graag hê jy moet notas maak soos wat ons deur hierdie les gaan. Eerstens, DNA weet ons is 'n dubbel helix struktuur. Daai twee woordjies is baie belangrik vir eksamendoeleindes. Hy bestaan dan uit die volgende strukture. Ons het 'n fosfaatgroep en dan het ons stikstofbasisse. Ons het ook die deoksiribose wat die suiker is. En dan laastens, tussen die twee stikstofbasisse het ons wat bekend staan as swak waterstofbindings, wat twee basisse aan mekaar vasheg. Net vir vinnige hersiening, jy weet dat ons 4 verskillende stikstofbasisse in DNA het.
Timien, sitosien, guanien en adenien, en dat hulle komplementêr aan mekaar verbind deur hierdie swak waterstofbindings. RNA daarenteen is slegs 'n enkel string. Hy bestaan uit dieselfde goedjies, hy het ook die fosfaatbinding, hy het die stikstofbasisse, dan het hy die suiker wat 'n ander bewoording het. Hier het ons net ribose as suikermolekuule. En jy sal ook sien dat hier geen waterstofbindings is nie, omdat hy 'n enkel string is. Baie belangrik om te onthou, in RNA het ons die basis, stikstofbasis, uracil en nie timien nie. Dit is belangrik vir identifisering wanneer jy vrae in die eksamen beantwoord. Kom ons gaan kyk gou na DNA se bou. DNA is 'n dubbel helix. Dan bestaan dit uit nukleotiede. Onthou dat ons nukleotiede monomere of boustene van DNA noem. Dit is 'n baie lang struktuur. Het jy geweet dat in jou sel se DNA is omtrent 2 meter lank in elke sel? Dan bevat dit die stikstofbasis timien, soos ons reeds genoem het, en die suiker wat hier voorkom is deoksiribose. DNA-molekuule is maklik om te identifiseer omdat dit 'n dubbelstring is wat aan mekaar geheg is en die basisse wat met mekaar paar of dan basisparing wat plaasvind. Dit kom slegs in die nukleus van 'n sel voor. Kan jy onthou wat is die 2 ekstranukleêre strukture wat DNA bevat? As jy gesê het chloroplaste en mitokondria, is jy 100% korrek. RNA daarenteen, soos ons genoem het, is slegs 'n enkel string. Onthou asseblief dat ons glad nie praat van 'n enkel helix nie. Dit bestaan uit nukleotiede en dit is 'n baie korter struktuur. Dit bevat die stikstofbasis uracil en nie timien nie. Die suiker wat in hierdie molekuule voorkom, staan dan ook bekend as ribose. Onthou die naam ribose nukleensuur. En dan hierdie strukture kom voor in die nukleus sowel as in die sitoplasma. Jy weet nou al uit vorige lesse uit dat mRNA kan beweeg tussen die nukleus en die sitoplasma om kodes te bring vir proteïensintese. Nou, met RNA het ons 3 verskillende tipes. Die eerste tipe is ons boodskapper RNA of ons mRNA. Onthou asseblief dat jy mag bRNS gebruik as jou afkorting. Die tweede tipe is dan ons oordrag RNA of ons tRNA. En ons weet dat hy die aminosure bring na die ribosome. En die derde tipe is ons ribosomale RNA of dan rRNA. Dit is slegs die eerste 2 tipes RNA waarmee ons gaan werk. Kom ons kyk so vinnig na 'n aktiwiteit. Hierdie aktiwiteit kom uit die Junie vraestel van 2023. Die diagram verteenwoordig 'n gedeelte van 'n DNA-molekuule. So vir nommer 1, noem die strukture in die nukleus wat DNA bevat. Nommer 2, behalwe die selkern, noem een ander plek waar 'n sel se DNA aangetref word. Nommer 3, watter tipe stowwe in die bostaande DNA-molekuule word deur A, G, S en T aangedui? Ek gee jou 5 minute. Kom ons kyk wat jy gevaar. Goed, vir ons eerste een, wat het jy gesê is die strukture in die nukleus wat DNA bevat? Mens moet eintlik mooi dink as jy daaraan dink. Die korrekte antwoord daar is dan kromosome. Let wel dat jy ook kon genoem het kromatiede, gene of allele, aangesien al 4 hierdie antwoorde korrek is. Nommer 2, waar anders kry ons DNA in 'n sel as in die kern? Dit is natuurlik die mitokondria en dan ook die chloroplaste. Die derde een, waarvoor staan hierdie A, G, S en T? Ek hoop dat jy dadelik sommer kon sê, dit is die stikstofbasisse. 100% korrek. Goed, dan gaan ons nou aanbeweeg na die proses van DNA-replisering. Onthou asseblief dat hierdie een van die 3 prosesse is wat jy kan memoriseer om net so terug te kan gee in vraestel 2. Nommer 1, wat gebeur is die DNA dubbelhelix draai af. Dit is baie belangrik hier om te onthou dat jy moet
die woord DNA sowel as dubbelhelix in daai sin gebruik. Deesdae merk ons glad nie as leerders skryf draai los nie. So asseblief let op die woord draai af. Tweedens, die swak waterstofbindings tussen daai stikstofbasisse wat hulle aan mekaar vashou, breek en die DNA rits los. So jou punt sou gewees het vir DNA draai af en dan tweedens vir die DNA, die swak waterstofbindings breek en hy rits los. Nou, elke oorspronklike DNA-string dien as 'n templaat, waarop daar 'n komplementêre string DNA gebou gaan word. Weereens, belangrike woord by nommer 3, elke oorspronklike string. Jy mag dan ook skryf, al 2 stringe dien as templaat. Dan nommer 4, vry DNA-nukleotides heg aan hulle komplementêre basisse aan albei die DNA-stringe. En dan noem ons adenien tot timien en cytosien tot guanien. So daar is jou volgende punt. Die 5de, 2 identiese DNA-molekules word gevorm. Daar staan ons al reeds op 5 punte. 5 maklike punte in die eksamen om terug te kan gee, as jy die proses ken en hom reg identifiseer. Wat ons nou het, met ander woorde, is 2 stringe en elke molekule bestaan uit 1 oorspronklike string en 1 nuwe string. Goed, kom ons kyk gou of jy dit in 'n aktiwiteit kan beantwoord. Hierdie aktiwiteit kom uit die DBE se lewenswetenskappe handboek. Bestudeer die onderstaande diagram en beantwoord dan die vraag wat volg. So nommer 1, jy gaan die proses moet noem wat jy in hierdie diagram waarneem. Dan, nommer 2, hoekom is hierdie proses belangrik vir lewende organismes? Nommer 3, identifiseer nommers 1, 2, 3 en 4. Nommer 4, beskryf hoe hierdie proses plaasvind, so hier gaan jy stapsgewys die stappe uitskryf. En nommer 5, gee 1 plek waar ons ekstra nukleêre DNS aantref. Net 'n wenk met eksamensketse. Gebruik jou tyd, gryp 'n potlood of pen en bestudeer die skets noukeurig voordat jy eksamenvrae begin beantwoord. Kyk of kan jy al reeds sien, is hierdie DNA of is dit RNA? As jy gesê het DNA, is jy 100% korrek, want dit is 'n dubbel molekule. Kyk vir daai klein clues. Dan probeer al reeds nommer 1, 2 en 3, sowel as 4, beantwoord voordat jy na die vraag gaan kyk. Hoe meer detail jy op die skets kan aanbring, hoe makliker is dit vir jou om die vraag te beantwoord na die tyd. Jy het 5 minute. Kom ons kyk gaan na daai oplossings van jou. So die proses wat in hierdie diagram geïllustreer word, is natuurlik DNA-replisering. Vir nommer 2, die belangrikheid van hierdie proses is dan as volg. DNA-replisering verseker dat identiese dogterselle met dieselfde aantal en tipe kromosome tydens mitose gevorm word. Onthou, jy wil nie in 'n lewersel skielik 'n velsel produseer nie. So ons moet seker maak dat die selle wat gekopieer word identies is in aantal en in tipe om hulle funksies volledig te kan verrig. Onthou, wat noem ons dit as daai proses verkeerd gaan? Die proses van replisering. Mitosies, jy is korrek. Vir die derde een moes ons die dele 1, 2, 3 en 4 identifiseer. Nou as jy onthou hoe die sketse van die DNA-molekule lyk, is dit maklik om te doen. So vir nommer 1, wat hier verwys na 'n suikermolekule, is jy korrek as jy gesê het deoksiribose. Okay. Nommer 2, wat na die klein swart kolletjie daar verwys, was dan die fosfaatmolekule. Nommer 3 sluit in 'n fosfaatmolekule, die suikermolekule sowel as 'n stikstofbasis. Ons weet daar, dit verwys na die monomeer wat ons 'n nukleotied noem. So nommer 3 is dan nukleotied. En nommer 4, wat hier aangedui word, was bietjie harder kopkrap as die res. Hier moet jy gaan kyk na die linkerkantste string se ooreenstemmende basis. Jy sal dan sien dat daai basis adenien is. Onthou dat basisse slegs komplementêr met mekaar verbind, So adenien kan slegs bind met timien
En dit is waar jy nommer 4 se antwoord gekry het. Kom ons gaan kyk dan na vraag 4, wat vra beskryf hoe hierdie proses plaasgevind word. Nou is hier waar jy nou kon papegaai om hierdie proses neer te skryf. So die eerste stap, die DNA dubbel helix draai af en die swak waterstofbindings tussen die stikstofbasisse breek. Die twee DNA-stringe skei van mekaar, dit rits los, en elke oorspronklike string dien as 'n templaat om 'n nuwe string te vorm. Vrye DNA-nukleotiede vanaf die nukleoplasma heg aan hulle komplementêre basisse op die oorspronklike string, A tot T en G tot C. Elke DNA-molekuul bestaan nou uit een oorspronklike string en een nuwe string. Die resultaat is twee geneties identiese DNA-stringe. Nou gaan ons aanbeweeg na proteïensintese. Hierdie proses vind plaas die eerste in transkripsie in die nukleus van die sel. Hoe werk dit? Eerstens draai 'n gedeelte van die DNA dubbelhelix af. Dan breek die swak waterstofbindings tussen die stikstofbasisse en die twee stringe rits los. Soos jy op die prentjie kan sien, is dit slegs 'n gedeelte van die DNA-molekule wat afdraai. Een DNA-string dien as 'n templaat vir die vorming van mRNA. Weereens belangrik, in hierdie geval, omdat dit proteïensintese is, dat slegs een string as 'n templaat dien. Vry RNA-nukleotides in die nukleoplasma bind aan hulle komplementêre basisse om mRNA te vorm. Onthou ook asseblief dat jy moet praat van RNA-nukleotides wat heg aan hulle komplementêre basisse. Nou het ons klaar 'n string mRNA gevorm. Die doel van hierdie mRNA is dan om die kode vir daai spesifieke proteïen na die sitoplasma te vat, sodat proteïensintese verder kan plaasvind. mRNA is 100% komplementêr aan die DNA wat in die nukleus gevind word. Nou kom ons by die tweede stap. Die mRNA kom in die sitoplasma en dit heg dan aan die ribosoom. Hierdie proses noem ons translasie. Die gedeelde mRNA verlaat die nukleus deur die kernporie na die ribosoom van die sel. tRNA tel aminosure op wat komplementêr is aan die mRNA in die ribosoom. Hierdie aminosure bind dan aan mekaar vas deur peptiedbindings en dit lei dan na die vorming van 'n proteïen. Kom ons kyk dan gou na die volgende aktiwiteit. Hy kom uit die September vraestel 2 van 2023. Hier kan jy 'n molekule 1 en 'n molekule 2 waarneem en dit sê die onderstaande diagram toon 'n gedeelte van 'n proses betrokke by die maak van 'n proteïen. Onthou die wenk wat ek gegee het, sit en maak notas eers. Wat dink jy is molekule 1? Wat is molekule 2? Identifiseer wat by X aangedui word. Soveel notas as moontlik en dan soek jy ook vir clues in jou skets. Byvoorbeeld om die basis timien waar te neem. Kan jy al klaar help? Kom ons kyk na die vraag. Identifiseer sigbare basisse en onthou watter basisse kom by watter nukleïnsure voor. Nommer 1, verskaf die naam van A, molekule 1 en B, molekule 2. Vraag 2, noem die proses wat in hierdie diagram getoon word. Nommer 3, in watter organel in die sel vind die proses plaas wat in vraag 2 genoem word. En dan nommer 4, gee die nukleotied volgorde vir molekule 2. Skryf die volledige volgorde van links na regs neer. Begin met die gegewe basis adenien. Jy het 5 minute. Kom ons kyk na die volgende vraag voor ons die vorige nasien. So hierdie tabel wat jy waarneem, toon die aminosure waarvoor elke tRNA-antikoron kodeer. Vraag 5 sê, gebruik die tabel om die aminosien volgorde van links na regs, waarvoor molekule 1 kodeer, te bepaal. En dan nommer 2, verduidelik hoe die fout by punt X, wat aangedui is op molekule 2, die proteïen van vorm sal laat verander. Jy het 5 minute.
ons kyk wat jy gevaar. Nommer 1, die naam van molekule is natuurlik DNA. B, molekule 2 is mRNA. Hoe het jy dit geïdentifiseer? Jy weet dat DNA die stikstofbasis timien het, en dus omdat timien by molekule 1 teenwoordig is, kan dit slegs DNA wees. Vraag 2 vra noem die proses wat getoon word, en dit sal dan natuurlik wees transkripsie. Nommer 3, die organel waar hierdie proses plaasvind wat jy benoem het, is in die selkern of die nukleus. Vraag 4 het gevra, gee die nukleotied volgorde vir molekule 2. Jou volgorde kon jy dan bepaal deur na die stikstofbasisse op molekule 1 te kyk. Die volgorde is dan as volg: ACG, GCG en IgG. Vraag 4 het gevra vir die kodering van sekere aminosure. So gebruik die tabel om die aminosuur volgorde van links na regs wat molekule 1 voorkodeer te bepaal. Dit is dan cysteine, valine en threonine. Vraag 6 het gevra, as daar 'n fout plaasvind op punt X by molekule 2, wat sal gebeur met die proteïen wat moet vorm? Hierdie is ook 'n tipe van 'n generiese antwoord, omdat dit na mutasies verwys, wat jy kan leer. Wees asseblief altyd net seker dat jy dit van toepassing maak op die vraag wat gevra word. Omdat hierdie vraag spesifiek vra by punt X, sal jy die basisse wat daar is, moet noem. So eerstens, die mRNA-kodon of die basis GCG in plaas van GIG op molekule 2 word gekodeer. Daarom sal die tRNA CGC in plaas van CAC wees. Die aminosuur alanine sal na die ribosoom gebring word in plaas van valine. Daar sal dus 'n ander proteïen voor gekodeer word. Weereens herinner ek jou, dit is belangrik om die spesifieke veranderinge wat plaasvind te noem wanneer jy die vraag beantwoord, om al 4 jou punte te kan kry. Nou gaan ons aan na DNA-profilering. Jy weet en jy het al sekere flieks gekyk of reekse waarin DNA-profiele gebruik is om misdadigers te identifiseer of om vaderskap toetse te bepaal. So DNA-profilering is 'n tegniek wat gebruik word om die volgorde van stikstofbasisse in 'n DNA-molekule of in 'n DNA-monster te bepaal. Die nukleotides word in 'n laboratorium van mekaar geskei in die volgorde waarop dit in die DNA gevind word. Die nukleotides kom dan voor as donker bande of strepe. En DNA-profilering verskil van vingerafdrukke. Ietsie belangrik om hier te onthou is die verskil tussen DNA-profilering, wat die proses is, of 'n DNA-profiel, wat die monster is. Kom ons kyk na die volgende aktiwiteit. Hier het jy 'n DNA-profiel, wat vir jou wys dat daar 'n slagoffer is, met 4 verdagtes, en dan 'n geïdentifiseerde DNA van die slagoffer. Vir vraag 1. Watter verdagte het waarskynlik die slagoffer beseer? By nommer 2 gee rede vir jou antwoord op die vraag wat jy beantwoord het. En dan nommer 3, noem een toepassing van DNA-profiel buiten die oplos van misdade. Jy het 5 minute. Goed, nommer 1, watter verdagte het waarskynlik die slagoffer beseer? Dit sal dan nou verdagte 2 wees. Nommer 2, die rede hoekom jy gesê het verdagte 2, is omdat 3 van die DNA-streepies ooreenstem met die bewysstukke van die misdaadtoneel, terwyl nie een van die ander 3 verdagtes se streepies ooreenstem nie. By nommer 3, enige ander toepassing van DNA-profiele buiten die oplos van misdade, kan dan enigeen van die volgende wees. Dit kan wees identifisering van naasbestaandes, soos vaderskaptoetsing, of die opspoor van broers of susters, en dan toetsing vir genetiese afwykings van individue. As ook
die verenigbaarheid van weefsels om te bepaal vir orgaanoorplantings. Ons beweeg dan aan na ons volgende hoofstuk wat oor meiose handel. Meiose is dan nou die seldeling wat plaasvind om gamete te vorm. Onthou dit is 'n tipe seldeling waar 'n diploïde sel 2 seldelings ondergaan om 4 haploïde gamete te vorm. Voordat meiose begin, moet DNA-replisering plaasvind. Dit lei daarna dat die kromosoom uit 2 kromatiede bestaan, wat deur 'n sentromeer aan mekaar vasgehou word. In die eerste deling, of in meiose 1, is die verdeling van 1 diploïde sel wat oorsprong gee aan 2 haploïde selle. So met ander woorde, in die eerste deling is waar die halvering van die kromosoomgetal plaasvind. In die tweede verdeling sien ons dat daai 2 haploïde dogterselle weer 'n seldeling ondergaan om 4 haploïde selle tot gevolg te hê. Onthou, baie belangrik, hier vind geen halvering van die genetiese materiaal plaas nie. Die biologiese belangrikheid van meiose is dan, oorkruising bring vir ons genetiese variasie. Onthou dat oorkruising van kromosome daartoe lei dat moederlike sowel as vaderlike DNA en gene met mekaar vermeng. Dit verseker ook dat gamete 'n haploïde kromosoomgetal het en dit voorkom die verdubbelingseffek tydens bevrugting. Nou hierdie terminologie moet jy oplet vir vraag 1.2 in 'n eksamenvraestel. Onthou, al tel spelling nie in lewenswetenskappe nie, is dit belangrik om so naas moontlik aan die korrekte spelling te bly, omdat 'n spelfoutjie dalk iets anders in betekenis kan hê, wat kan lei daarna dat jou antwoord verkeerd is. Die eerste een is homoloë kromosome. En onthou, dit is 'n stel kromosome van min of meer dieselfde grootte en dieselfde gene. Een van moederlike oorsprong, een van vaderlike oorsprong. Dit kan ons dan ook 'n bivalent noem, bestaande uit 4 kromatiede. 'n kromosoom, en dan moet jy ook gaan kyk na 'n kromatiede. Onthou dat die sentromeer verskil van die sentrosoom, omdat die sentromeer die struktuur is wat die 2 kromatiede aan mekaar vasheg. Kan jy onthou wat is 'n sentrosoom? Die sentrosoom is die struktuur in die sel en wat oorsprong gee, aan die sentriole, wanneer seldeling plaasvind. Dan ook oorkruising van kromatides of kromosome gedurende meiose en chiasma. Die verskil tussen hierdie twee is dat chiasma die punt is waar die 2 kromatiede aan mekaar raak en dat oorkruising na die proses van die uitruil van gene verwys. Dan 'n karyotype, wat natuurlik die uiteensetting van alle kromosome in die sel is, en dan nie disjunksie. Dit is wanneer daar 'n fout plaasvind tydens anafase, wat lei na 'n verkeerde getal kromosome in 'n gameet. Ook dan karyokinese, wat verwys na die verdeling van die kern of die sel nukleus, en dan sitokinese, wat verwys na die verdeling van die sitoplasma. Soos ek reeds gesê het, onthou dat hierdie alles vrae is wat jy by vraag 1.2 kan verwag. Eerstens, voor al hierdie seldeling plaasvind, gaan interfase met plaasvind. Nou soos jy op die prentjie kan waarneem, is dit wanneer ons gaan van 'n ongerepliseerde kromosoom na 'n gerepliseerde kromosoom. So DNA-replisering vind hier plaas. Elke kromosoom bestaan dan uit 2 kromatides wat verbind word deur 'n sentromeer. DNA-replisering help om dubbel genetiese materiaal eweredig te verdeel gedurende seldeling. Onthou dat die sentromeer verdeel. Ongerepliseerde kromosome is enkel kromosome, soos dit in 'n sel voorkom voordat DNA-replisering plaasvind. En gerepliseerde kromosome is dubbelkromosome met 2 kromatides nadat DNA-replisering plaasgevind het. Nou gaan ons net vinnig loer na die fases van meiose. Onthou dat ons 'n meiose 1 het en 'n meiose 2. In meiose 1 is wanneer die halvering van die kromosoomgetal plaasvind, en meiose 2 is baie soortgelyk aan die proses van mitose. Die eerste fase wat jy daar waarneem is dan profase 1,
waar ons die homoloopare kan sien en ook in die skets min of meer kan waarneem dat oorkruising plaasvind. Dan beweeg ons na metafase 1. Metafase is wanneer kromosome op die ewenaar van die sel bymekaar kom. Dan sien ons anafase 1. Anafase 1 is waar die halvering van die kromosoomgetal plaasvind. Dit is wanneer die homoloopare van mekaar geskei word. Dan beweeg ons na telofase 1 toe. Sitokinese vind plaas en ons gaan in meiose 2 in. Meiose het ons 'n profase 2, maar geen oorkruising vind plaas nie, omdat dit reeds in profase 1 gebeur het. In metafase 2 kan jy sien dat die kromosome hulle self rangskik enkel op die ewenaar van die sel. Anafase 2 is wanneer die verdeling van die sentromere plaasvind en enkel ongerepliseerde kromosome na die pole van die selle beweeg. En dan by telofase 2 is wanneer ons sitokinese plaasvind en ons met 4 haploïde gamete opeindig. Kom ons kyk gou na die volgende aktiwiteit. Dit kom uit die Junie vraestel van 2024. Nommer 1, identifiseer die fase wat deur diagram B voorgestel word. Nommer 2, beskryf die gebeure in die fase wat op diagram A volg, so met ander woorde na diagram A, wat gebeur dan. En by nommer 3, noem een plek in die menslike vrou waar meiose plaasvind. Onthou wat ek gesê het, annoteer jou diagram, gryp 'n potlood, maak aantekeninge en dan beweeg jy aan na die beantwoording van die vraag toe. Jy het 5 minute. Kom ons kyk hoe jy gevaar het. Vir nommer 1, diagram B stel dan metafase 1 voor. Die rede hoekom ons dit sê, is omdat metafase gewoonlik die kromosome rangskik op die ewenaar van die sel. En hoekom dit metafase 1 is omdat daar nog steeds homoloopare teenwoordig is. Nommer 2 vra, beskryf die gebeure in die fase wat op diagram A volg. Eerstens, watse fase is diagram A? Dit is definitief metafase 1. Metafase 2, ekskuus. Omdat ons kan sien, dit is enkel gerepliseerde kromosome wat op die sel ewenaar lê. Eerstens, die spoelvesel verkort, die sentromere gaan verdeel, en die kromatiede beweeg na die teenoorgestelde pole. Aan die ander woorde, anafase 2. Dan noem een plek in die menslike vrou waar meiose plaasvind. En dit is natuurlik in die ovariums. Ons kyk dan ook na die volgende aktiwiteit. So in die diagram hieronder sien ons 2 fases van meiotiese seldeling. Hierdie kom uit vraestel 2 van November 2023. Gryp 'n potlood en maak annotasies. Kyk of jy nou al kan identifiseer wat A na toe verwys, sowel as B, C en D. Identifiseer ook as jy kan die fases wat in diagram 1 en 2 aangedui word. Jou vraag is dan as volg. By nommer 1, noem struktuur A, B en B, C. Nommer 2, identifiseer die fase wat in diagram 1 voorgestel word. Nommer 3, gee 3 redes vir jou antwoord op die vorige vraag. Nommer 4, beskryf die proses wat plaasvind by A. By nommer 5, identifiseer die fase wat in diagram 2 voorgestel word. En B, beskryf die verskille in gebeure wat in die fase genoem in A plaasvind en dieselfde fase tydens mitose. En dan nommer 6, beskryf die resultate aan die einde van meiose, indien kromosome by D nie geskei het nie. Ek gee jou 10 minute. Kom ons sien gou hierdie aktiwiteit na. Nommer 1, noem struktuur B. Dit is dan natuurlik die sentriole, of as jy gesê het sentrosoom, word dit ook reggemerk. Struktuur C staan dan bekend as die spoelvesel of die spoeldraad, wat aan die sentromere heg. Diagram 1 se fase verwys dan na profase 1. Dit was maklik om te identifiseer deur te kyk na die homoloopare en die oorkruising wat al plaasvind.
Nommer 3 is dan, hoekom het jy gesê, dis proffase 1. Homoloë kromosoompare of bivalente is sigbaar. Die ontwikkeling van spoelvesels is waarneembaar. En dan ook oorkruising vind plaas. Per vraag, die sentriole beweeg ook dan na die teenoorgestelde pole van die sel. En ook die kernmembraan verdwyn. Let op dat daar in bold staan, merk slegs die eerste 3. Wanneer ons eksamenvraestelle nasien, beteken dit dat ons gaan merk wat ook al geskryf is, 1, 2 en 3. En ons kyk nie verder nie. So maak seker dat jy hierdie fases se gebeure uit jou kop uitken. Nommer 4 het gevra, beskryf die proses wat by A plaasvind. Ons weet nou, omdat ons kan sien 2 kromatides oorkruis met mekaar, dat dit oorkruising is. So wat daar gebeur is as volg. Dele van die homoloë kromosome oorkruis en die DNA of genetiese materiaal word uitgeruil. Die plekke waar hierdie kromosome of kromatide aan mekaar raak, word chiasma genoem. By 5a identifiseer die fase in diagram 2, dit is dan natuurlik metafase 1. Die rede daarvoor is want jy kan sien dit is homoloë pare wat op die ewenaar rangskik. By B vra hy beskryf die verskille in hierdie fase, in meiose, sowel as in mitose. So hier moet jy sê, by metafase 1, in meiose 1, rangskik die kromosome in pare op die ewenaar. En in mitose rangskik die kromosome enkel op die ewenaar. By vraag 6 het dit gevra, beskryf die resultate aan die einde van meiose, as die kromosome aangedui by D nie van mekaar skei nie. Dit sal dan nou wees, nie disjunksie. So wat sal gebeur is, daar sal 4 dogterselle vorm, waarvan 2 elk 5 kromosome sal hê, en die ander 2 sal elk 3 kromosome hê. Onthou, hierdie vraag verwys spesifiek na daardie kromosome aangedui by D, en daarom is dit belangrik om die hoeveelheid te noem. So wat is nie-disjunksie en wat is die nagevolge daarvan? Nou let op dat nie-disjunksie kan plaasvind op 2 plekke gedurende meiose. So nie-disjunksie beteken dat die sentromeer nie verdeel tydens anafase van meiose nie. Lede van een paar homoloë kromosome skei nie tydens anafase 1 nie, en dit kan ook wees gedurende anafase 2. As nie-disjunksie plaasvind van kromosoompaar 21 in mense, lei dit na die vorming van abnormale gamete, elk met 'n ekstra kopie van kromosoom 21. 2 gamete gaan 'n ekstra kopie van 'n geaffekteerde kromosoom ontvang, en 2 van daardie gamete gaan glad nie daardie kromosoom ontvang nie. As jy na die volgende prentjie kyk, is dit maklik om te identifiseer. Hier dui ons aan waar anafase 1 nie-disjunksie plaasvind, en in die eerste diagram is waar anafase 2 se nie-disjunksie plaasvind. Dit bring ons aan die einde van ons les. Asseblief onthou om saam te bring na die eksamenlokaal jou uitveer, passer, liniaal, gradeboog en natuurlik jou pen en jou potlood. En dan baie dankie, sien julle volgende week vir ons volgende les.